So was Jesus 'n missie op aarde om sy Vader te verheerlik, en dit moet my en jou missie wees, dat in alles ons Vader sal verheerlik. Halleluja. Besef ons die uiteindelike doel van jou en my lewe is om die Vader te verheerlik. Want nederigheid is nie selfgesentreerd nie. 'n liefde wat spruit uit Jesus se voorbeeld. So ouens, dit is nie net oukei om te weet wat die regte ding is. Ek en jy moet die regte ding ook doen. Hy is koning in die hemel. Hy is koning oor die hele skepsel. Hy regeer oral. Maar daar's een plek waar hy ons toestemming nodig het om te regeer, en dis in ons lewens en in ons harte. Kan ons vanmôre net sê, Here, kom heers in my hart, wees koning van my lewe. En Here, ek gee alles oor vanmôre van myself. Kom heers oor my lewe, kom heers in my lewe, Here. Ek maak die deur oop vir die Here koning. Ek maak die poorte van my lewe oop, van my huis, van my huwelik, van my ouerskap. Ek maak net die poorte oop vanmôre vir U om te kom heers in my lewe, Here. Want waar U koning is, daar blom alles. Daar word alles beter en mooier. Die lig van Jesus kom skyn in ons lewe en ons maak net oop vanmôre vir U. En Here, ons vra U vergifnis waar ons soms konings van ons eie lewe wil wees, self die besluite wil maak, self wil voorloop. Maar vandag val ons weer agter U in en ons volg in U voetspoor en ons buig laag voor U. Ons aanbid U. Dit is 'n besonderse voorreg om weer vanoggend saam met julle te kan wees. En ek wil 'n bietjie gesels vanoggend oor die heerlikheid van God. Sê saam met my, die heerlikheid van God. Iets wat ons al reeds beleef het. Dis eintlik 'n eeuoue vraag. En dit weer klink deur die eeue. Daardie vraag, wat is die heerlikheid van God? In die Hebreëse taal kry mens die woord kavod en in die Griekse taal kry mens die woordjie doxa. En hierdie twee woorde is so omskrywend van wie God is. En ons eintlik so op Psalm 19 vers 1 sê vir ons die volgende. Die hemel, sê saam met my, die hemel, vertel van die eer van God. Die uitspansel verkondig die werk van sy hande. En ons almal sê, amen, amen. Hoe verheerlik ek God? Ek dink dit is 'n belangrike vraag. Want ons moet weet, wat is die heerlikheid van God? Die heerlikheid van God is die volheid van sy wese. Amen. Die heerlikheid van God is die volheid van sy karakter. Dit is die gewig van sy majesteit. Sê saam met my, halleluja. Ek weet jy voel al in jou binneste, jy wil begin sing weer, nê? Oor sy heerlikheid. Wanneer ons dink oor die heerlikheid van God, is daar nie iets wat ons kan bygevoeg of iets wat ons kan wegvat nie. God is indrukwekkend. Halleluja. Halleluja. Jy gaan baie geleentheid kry om vandag te sê halleluja. Okay, kry jouself reg vir dit. God is indrukwekkend. Kan niks wegvat nie. Ek kan niks byvoeg nie. Dis die volheid van wie hy is. En my en jou roeping as kinders van die Here, as kerk van God, is om hom te erken vir wie hy is. Dis om hom te prys. Ons roeping is dalk eenvoudig, dink jy, maar dit is eintlik baie diep. Dit is om hom te gehoorsaam en 'n lewe te leef sodat ander mense sy majesteit sal kan raak sien. Amen. Wanneer ek en jy oor die heerlikheid van God praat en oor hierdie groot woordjie dat hy is indrukwekkend. Dis eintlik die kern van ons hele bestaan, is dit nie? Dis die kern van alles, dat hy in en deur alles verheerlik sal word. Die sterre, die uitspansel, verklaar sy grootheid. Maar dat ek en jy daardie besonderse voorreg het,
om ook aan hom eer en lof te bring. Wanneer ek dink aan heerlikheid, dan weet ek hy's heilig. Halleluja. Okay, wonderlik, julle het dit. Weet ek hy's getrou. Hy's barmhartig. Hy's genadig, liefdevol, soewerein, kragtig, alwetend. En die lysie gaan maar net aan. Sy woord is volmaak. Sy woord is betroubaar. Sy woord is waarheid. Sy woord is standvastig. Hy is kosbaar. Psalm 19 keer dit maar net in. Sê saam met my, Here, U is indrukwekkend. En mag ek en jy vandag uitgaan met hierdie waarheid in ons harte. Dat my lewe sy eer moet besing. My lewe moet sy heerlikheid weerspieël. En dit is ons roeping, om so te leef, dat ander om ons sy majesteit sal kan sien. En sy grootheid kan eer. Het julle geweet, toe Jesus op aarde geloop het en gewandel het, was dit sy grootste fokus? Die heerlikheid van God? Jesus se hele lewe, sy geboorte, sy lewe, sy sterwe aan 'n kruis, sy opstanding was alles gerig op die heerlikheid van sy Vader. Ons sien dit in Johannes 17 vers 4. Ek het U op aarde verheerlik, het Jesus vir die Vader gesê, deur die werk te volbring wat U my gegee het. Sê saam met my, Jesus het die Vader verheerlik. Hy het hom verheerlik. En as ek en jy vandag stil raak net oor God se grootheid van sy plan, is dit maar indrukwekkend, is dit nie? Is dit maar kosbaar? As ek en jy dan sê, Jesus se hele lewe, sê ons eintlik die kruis op Golgotha was die grootste uitdrukking en verheerliking van ons Vader. Want dit is op daardie oomblik waar God se oordeel oor sonde, waar sy geregtigheid en waar sy liefde saamgekom het, sy goddelike plan van verlossing. Halleluja. Dis op daardie oomblik dat God verheerlik was, toe Jesus deur die kruis die houvas van die bose oor jou en my lewe gebreek het. Sê saam met my, amen. Ek wil vir jou sê, die bose het nie meer houvas oor jou lewe nie. Jesus het dit kom verbreek. Is dit nie so nie? Dis kosbaar. Maar nie net dit nie. Jesus het jou en my ook kom red van ons verlore toestand. En daarom word hy verheerlik. Daarom word hy verheerlik. En dit is wat in Johannes 12 vers 28 gebeur het. Toe Jesus so op die plein sê en sy hart was bedroef en alles oor wat rondom hom aangaan. En Jesus roep uit, hy sê, Vader, verheerlik U naam. En Johannes 12 praat daaroor en daar het 'n stem uit die hemel uitgekom wat gesê het, ek het dit verheerlik en ek sal my naam weer verheerlik. En dis die Vader wat gepraat het. En toe Jesus sê, Vader, verheerlik U naam, het hy geweet, dit sou die kruis wees wat voor hom lê. Die hele kruisgebeure, Jesus se lewe was daarop gerig om die Vader te verheerlik. Weet julle, Jesus het die houvas van die bose kom breek en hy het ons kom red van ons verlore toestand. Die heerlikheid van God word gesien as twee dinge. Dit word gesien om die kwaad teen te werk. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het die bose se mag oor ons kom verbreek, hy het die kwaad teen gewerk, maar ook om die goeie te doen. Jesus het ons kom verlos. Uit sy barmhartigheid. Toe ons nog verlore was, het hy ons lief gehad. Toe ons ver van hom af was, het hy ons gekies. Het hy na jou en my gekyk en gesê die kruis was vir jou. Halleluja. Jesus het deur sy lewe sy Vader verheerlik. En daai uitroep op die kruis toe hy sê, dit is volbring. Die klimaks van die verheerliking van ons God en sy Vader. Romeine 12 vers 21 praat daaroor. Hy sê, hoe kan ons die kwaad oorwin? Deur die goeie te doen. En as ek en jy in vandag se lewe iemand wil wees wat ons Vader verheerlik, moet ons die kwaad oorwin deur die goeie te doen. Dit is die voorbeeld wat Jesus gestel het. Dis die voorbeeld wat hy gestel het. Dan is in Filippense,
As Paulus kom en hy praat oor dieselfde gesindheid wat in Jesus wat moet in julle wees. As Petrus praat oor ons het sy voorbeeld, ons moet daardie voorbeeld volg. En as Paulus weer kom en sê ek volg Jesus se voorbeeld, ek is 'n navolger van hom, so moet julle ook 'n navolger wees. So was Jesus se missie op aarde om sy Vader te verheerlik en dit moet my en jou missie wees dat in alles ons Vader sal verheerlik. Halleluja. Ja. Klink so eenvoudig, maar dit is so diep. Dit het my hele lewe verander. Dink 'n bietjie daaroor, dat as ek en jy sê ons roeping is om die Vader te verheerlik. As dit is om die Vader te verheerlik, moet ons die bose teenwerk, die verkeerde teenwerk, maar ons moet die goeie doen. Hoe verander dit nie my lewe nie? Hoe verander dit nie my huwelik nie? Hoe verander dit nie my menseverhoudings nie? Hoe verander dit nie my missie en doel op aarde nie? Hoe voeg dit nie by tot betekenis dat ek is hier vir 'n rede en dit is om my Vader wat in die hemel is te verheerlik, soos wat Jesus se woorde weer klink. Hier in Filippense 1 vers 9 tot 11 is daar 'n gebed wat Paulus bid. En ek wil dit vandag die gebed van God se heerlikheid noem. Want dit is 'n gebed wat hy bid en die uiteinde daarvan is dat ons God sal verheerlik. Jy ken dit heel waarskynlik. Kom ons luister daarna. Filippense 1 vers 9 tot 11 in die 1933 vertaling. Vers 9 lees die volgende. En dit bid ek. Paulus het hier vir die gemeente gebid. Hy het vir elke individu gebid. Hy het vir jou gebid. Hierdie is nie net mooi wense nie. Hierdie is 'n kragtige gebed wat hy oor die kerk gebid het. Hy sê, ek bid dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in die kennis en alle ervaring. Vers 10. Om die dinge waarop dit aankom te onderskei, sodat julle rein kan wees en vir niemand aanstoot mag wees nie tot die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot die heerlikheid en lof van God. En almal sê amen. Ek gaan hierdie gedeelte in Filippense 1 net vir jou so bietjie meer en meer inkleer. Hierdie is 'n kosbare gebed en as ons stil staan by hierdie gebed, besef ons die uiteindelike doel van jou en my lewe is om die Vader te verheerlik. Sê saam met my, ek wil die Vader verheerlik. Ek wil die Vader verheerlik. En hier kom Paulus met hierdie kosbare gebed en hy sê, as jy en ek, Ellen, die Vader wil verheerlik, praat hy hier van oorvloedige liefde. Sê saam met my, oorvloedige liefde. Okay, kyk gaan na jou vrou langs jou en sê, oorvloedige liefde. Okay. Oor Filippense 1 oor hierdie oorvloedige liefde, kan dit nie geskei word van Filippense 2 wat praat van nederigheid nie. Want nederigheid is nie selfgesentreerd nie. Nederigheid is 'n liefde wat afbuig, dis 'n liefde wat dien en dis 'n liefde wat Jesus weerspieël. Want Jesus het sy hemelwoning verlaat, hy het homself verneder, 'n mens geword, onder ons kom woon, die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het homself verder verneder, sê Filippense 2, tot die dood toe was hy gehoorsaam, wat my en jou sou red. Kom julle agter, hierdie Here is nie net 'n voorbeeld nie. Sê saam met my, hy is meer as 'n voorbeeld. Jesus is nie net 'n lewe wat 'n mooi morele standaard handhaaf nie. Hy is God en hy moet verheerlik word. En Jesus kom openbaar wat dit beteken om oorvloedig lief te hê. Hierdie oorvloedige liefde beweeg weg van diself af. Sê saam met my, halleluja. Ons is besig om in die Kersseisoen in te beweeg. Julle agtergekom, ons word daarom maar maklik verbruikers, is dit nie so nie? Iemand sê eendag, kerk is soos 'n restaurant. Jy gaan sit en dan eet jy daar Sondag. Nou as dit nie lekker is nie, gaan eet jy by 'n ander restaurant. En dis 'n mentaliteit wat baie mense het en dit maak ons verbruikers, is dit nie so nie? As jy na 'n restaurant toe gaan, dan verwag jy om gedien te word, is dit nie so nie? Maar as jy kerk toe kom en jy besef kerk is 'n familie. Kerk is 'n gebou wat opgebou word in Christus tot verheerliking van die Vader. Dan kom jy met 'n ander hart hiernatoe.
Is dit nie so nie? Jy kom om te dien. Jy kom om onselfsugtig op te tree. Jy kom en jy besef daar is belange en behoeftes in ander mense se lewens en dit is my hoofprioriteit. Jy kom op 'n plek waar jy sê ek ag ander mense hoër as wat ek myself ag. Jy kom op 'n plek waar jy sê ek beweeg weg van my ou selfsugtige lewe en ek beweeg na 'n God-gesentreerde lewe. Ek begin oorvloedig lief hê. 'n Liefde wat spruit uit Jesus se voorbeeld. Julle, hy het ons lief gehad toe ons dit nie verdien het nie. En daar dieselfde liefde wil hy deur jou en my laat leef na 'n gebroke wêreld. Na die persoon langs jou, na jou vrou, na jou kinders. Hierdie oorvloedige liefde, hierdie oorvloedige lewe is ek en jy tot geroep. Buig af, dien en weerspieël die heerlikheid van God deur die manier van hoe jy liefhet. Halleluja. As jy vir my vra, wat is die belangrike standaard in die huwelik? Mag jou huwelik die heerlikheid van God weerspieël. Want wat sê jy dan? Dit is die hoogste etiese waarde waartot ek leef. Jy sê dit is wat vir my belangrik is, dat die wyse hoe ek my vrou en my kinders behandel, die wyse hoe ek hulle dien en liefhet, weerspieël een ding, die heerlikheid van my Vader. Halleluja. Here, ek het vandag lief gehê. Is u tevrede? Het dit u verheerlik? Het ander mense u majesteit en u grootheid deur die manier van hoe ek liefhet raak gesien? Het u sigbaar geword in my woorde en in my optrede? Het u sigbaar geword? Het ander mense op grond van wat ek doen die goeie werke gesien en my Vader wat in die hemel is verheerlik? Was dit nie Jesus se woorde nie? Ja. Mag ek en jy hierdie Kersseisoen oorvloedig lief hê. Mag jy deur jou dankoffer oorvloedig lief hê. Mag jy man, vrou, kinders, mag ons mekaar, die kerk van Christus, oorvloedig lief hê. En mag jy die liefde oorspoel na 'n wêreld toe. Mag hulle honger word vir hierdie tipe liefde. Mag dit hulle lewe inspireer. Mag dit hulle harte aangryp. En mag God deur hierdie liefde wat ons het vir mekaar 'n getuie wees vir ander. Amen. Oorvloedige liefde. Here, ek wil so lief hê. Hy kom by hierdie tweede gedeelte. En hy sê om die dinge waarop dit aankom te onderskei sodat jy rein en vir niemand aanstoot mag wees nie tot die dag van Christus Jesus. Hy praat baie hieroor hierdie gedeelte oor geestelike volwassenheid. Sê gesaam met my geestelike volwassenheid. Dis tog waantoe ons beweeg, nê, geestelike volwassenheid. Ek is geregverdig, maar nou met die Heilige Gees. Ek is vernuwe, wedergeboorte. Soos Jesegiel sê, ek het 'n nuwe hart gekry. Sê saam met my, ek het 'n nuwe hart. En ek het 'n nuwe gees gekry. Maar nou wandel ek 'n pad van heiligheid, saam met die Heilige Gees. Want sonder heiligheid sal niemand die Here sien. En ek wonder baie keer oor daai skrifgedeelte. Hy kan tweeledig wees, nê? Sonder heerlikheid sal niemand die heiligheid, sal niemand eendag die koninkryk van God kan beerwe nie. Kan dit ook dalk vir jou en my beteken dat sonder heiligheid sal die wêreld daar buite nooit vir Christus kan sien. Hy kom op hierdie gedeelte en hy praat met jou oor geestelike volwassenheid. Hy sê mag ons opgroei in die Here. As jy na die Predikerskrywer gaan luister, is die hele Predikerboek eintlik geskryf oor die toets van dinge, is dit nie so nie, om te kan onderskei wat is belangrik in hierdie lewe. En hier in Prediker 12 kom hierdie Predikerskrywer, hy sê die uiteinde, sê saam met my die uiteinde van alle dinge, sê daar kom nie einde aan die skryf van boeke nie. En die studie maak die liggaam moeg. Halleluja. Kinders, julle weet waarvan ek praat. Okay. Maar hy sê die uiteinde van alles. Nadat hy alles beproef het. Nadat hy sê alles is maar gejaag na wind. Nadat hy rykdom bekom het. Nadat hy alles gedoen het, sê hy die uiteinde van alles. Die onderskeiding van alles. Die belangrikste ding van alles is dien die Here en gehoorsaam sy gebooie. Punt.
dien die Here. En wanneer ons praat oor hierdie geestelike onderskeidingsvermoë, wanneer liefde my hart gearresteer het, en ek het oorvloedige liefde, kom ek op daardie plek waar ek begin onderskei, wat is reg en wat is verkeerd. Sê saam met my, halleluja. Het julle al agtergekom die wêreld waarbinne ek en jy leef is darem maar vol kompromieë? Ons akkommodeer baie verkeerde goed in ons lewe. En snaaks dat wanneer ons hierdie goed akkommodeer en wanneer ons kompromieë aangaan met dinge, dan dink ons dit sal geen effek op my lewe hê nie. Maar eintlik vernietig dit jou van die binnekant af. Dit vernietig die kern van God se nuwe werk in jou lewe. Dit maak jou dood vir wat reg is. Dit verbreek die gemeenskap wat jy het met God. Wanneer ek en jy sonde in ons lewe akkommodeer. Ek en jy moet kan onderskei waaroor alles gaan. Ons moet weet wat is reg. Ons moet dit bedink. Maar eintlik wat hy hier sê, ons moet hierdie geestelike onderskeidingsvermoë hê wat 'n gevolg het dat ons rein sal leef en vir niemand aanstoot sal wees nie. So ouens, dit is nie net oukei om te weet wat die regte ding is. Ek en jy moet die regte ding ook doen. Halleluja. Ons moet en wanneer ek en jy weet wat die regte ding is en ons doen die regte ding, dan word ons Vader in die hemel verheerlik. Halleluja. Hy word verheerlik deur hierdie oorvloedige liefde wat ons het, maar hy word verheerlik dat wanneer ons hom liefhet in woord en in daad. Halleluja. Sê saam met my, in woord en in daad. En op grond van dit word hy verheerlik. Julle weet die Fariseërs het so by Jesus gekom. En Jesus praat met hulle hier in Matteus 5 en 6 en 7, praat hy met hulle oor die lewe en hoe 'n mens moet leef. 'n Lewe wat vir God aanneemlik is. En die Fariseërs het altyd die verkeerde ding teëgestaan. Nou, jy weet, hulle was goed met dit. Maar gesê, ek skei darm nie. Ek lê darm nie 'n valse beloftes af nie. So ek bly darm weg van die verkeerde. Maar die heerlikheid van God behels nie net een deel van die muntstuk wat sê, ek bly weg van die verkeerde nie. Die heerlikheid van God behels dat ons die verkeerde sal teenveg deur die goeie te doen. So wat help dit jou? Jy skei nie, maar jy leef nie jou huweliksbeloftes uit nie. Ons kan nie net daarop gefokus wees om die verkeerde te vermy nie. Want om net die verkeerde te vermy, maak my en jou net soos die Fariseërs, passiewe kinders van God. Ons doen niks verkeerd nie, maar ons doen niks reg ook. Verstaan jy die beginsel? Jy wat weet dat jy jou offer na die altaar toe moet bring, maar jy kom agter, jy en jou broer het iets teenoor mekaar. Ja, dit is goed om my offer altaar toe te bring, want ek veg teen die verkeerde, hierdie selfsugtige. Maar Jesus sê, dis nie net genoeg nie. Dis nie net genoeg nie. Hy sê, gaan na jou broer toe en gaan maak reg. Ons voorkom die verkeerde deur die goeie. Mag ons 'n kerk wees wat aktief betrokke is om goeie werke te doen. Mag ons lig so voor mense laat skyn dat hulle ons goeie werke in Christus sal sien, en wanneer hulle daardie werke sien, sê die woord van die Here, sal hulle ons Vader wat in die hemel is verheerlik. Halleluja. Alles wat ek doen, alles wat ek is, wys heen na een plek, en dit is my Vader wat in die hemel is. Dieselfde missie wat Jesus gehad het om die Vader te verheerlik, is my lewensmissie. Ek wil hier verheerlik my Vader deur my woorde, deur my dade, deur my liefde, deur om te onderskei wat reg en verkeerd is, maar Here, om dit te doen, om die verkeerde teen te werk, deur die goeie te doen. Romeine 12 sal 'n realiteit in my lewe word, en ons almal sê halleluja. Halleluja. Ek sê jy, ons weet ons mag nie vals sweer nie, nê? Hy sê, maar dit is nie genoeg nie. Okay. Jy moet ook jou beloftes aan die Here hou. Halleluja. Ons weerstaan die verkeerde deur die goeie te doen. En as jy vandag hier sit en jy sê, pastoor, my huwelik is so gemors, daarom skei ons nie. Wil ek vir jou sê, dis nie genoeg nie, broer. Dis nie genoeg nie, suster.
Jy moet jou man lief hê. Man, jy moet jou vrou lief hê. Jy moet mekaar respekteer as gelyke. Jy moet meer doen. Nie net die slegte. Nie dis ag ons gaan maar nie skei nie, ons bly maar net saam, ons verdra mekaar. Jy is nie geroep om mekaar te verdra nie. Jy is geroep om mekaar lief te hê. Halleluja. Doen ook die regte ding. Amen. Amen. Die derde dingetjie waaroor Jesus hier praat. Hy sê wanneer ons nou hierdie oorvloedige liefde het en ons kan onderskei oor wat is reg en oor wat is verkeerd en ons begin die regte ding doen. Ons weier om kompromieë aan te gaan met die wêreld. En sê ek is uitverkoop aan Jesus. Ek het 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Ek's 'n nuwe mens. En oral waar ek gaan, skyn ek my lig so. Ek is sout geroep, man. Ek is geroep. Ek wil 'n verskil vir die Here maak. Alles wys na die Vader toe. Alles wys na die Vader toe. Sy eer en sy lof. Sy wanneer ons hierdie dinge deel gemaak het van ons lewe, gebeur daar iets outomaties. Sê saam met my. Halleluja. En hy sê julle is vervul met die vrug van geregtigheid. Ek wil dit lees. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Die vrug van geregtigheid. Hierdie vrug van geregtigheid verwys na die uiterlike handelinge en karaktereienskappe van iemand se lewe wat voortspruit vanuit 'n verhouding wat ek het met God. Hierdie vrug van geregtigheid, heel eenvoudig, verwys na my en jou as kinders van die Here wat 'n getransformeerde lewe het. Jesus het my kom van. sien julle, hy sê ons dra die vrug van geregtigheid deur ons eie krag. Nee. Hy sê ons dra die vrug van geregtigheid wat deur Jesus Christus, sê sommer met deur Jesus Christus. Weet, hierdie vrug is nie self gegenereer nie. OK. Broer, as jy wil hê ek moet lief hê met my menslike liefde, gaan jy baie tekort kom, hoor. Ons is feilbaar as mense. Maar die Here kom deponeer 'n goddelike liefde hier binne in my. Hy kom verwek 'n nuwe mens hier binne in my. Hy gee my sy Heilige Gees en die vrug en die gawes begin deur my werk en ek het lief op 'n manier wat ek nie ken nie. Ek onthou toe ek my hart vir Jesus gegee het, toe ek 16 jaar oud was. Julle, ek het my stiefpa gehaat met 'n passie. Sê saam met my, passie. OK, jy verstaan. En daardie aand toe ek by die huis kom, nadat ek my hart en my lewe vir Jesus gegee het, kyk ek met nuwe oë na my stiefpa. Dit slaan my heeltemal onkant. Hoe's dit? Ewe skielik, ek het planne gemaak om hom terug te kry. Julle weet, die boekie van goed en kwaad. Ek het hom gehou. Ewe skielik, kyk ek met deernis na hierdie man toe. Kyk met deernis na hom sê, wat gaan aan? Ek wil nie so voel nie. Want hierdie is makliker. Dit is maklik om te haat. Dit is maklik om onvergifnis deel te maak van jou lewe. Maklik. Want hier bly ek. Maar om oorgegee te wees aan 'n nuwe standaard. Hier kom die Here en hy transformeer my lewe. En waar ek voorheen kamer toe gegaan het om te gaan bedink aan maniere hoe ek hom gaan terugkry en hoe sleg hy is, het ek in die aande in my kamer ingegaan en ek het vir die man begin bid. Ek het hom begin dien uit vrye wil uit. Dis toe ek weet ek is 'n nuwe mens. Dis toe ek weet ek het 'n nuwe hart. Want dis deur Jesus Christus. Dis deur die vernuwing van die Heilige Gees. Ek is wedergebore. Halleluja. En ek en jy moet wegbeweeg van hierdie ou mens. As jy nog nie gedoop is, is waarvan die doop so groot ding is. Van die doop praat van ek begrawe hierdie ou mens. Maar ek is opgewek tot 'n nuwe lewe in Christus Jesus. En wanneer hy praat oor die vrug van geregtigheid, praat hy van ons is opgewek Theodor tot 'n nuwe lewe. Daar's ander vrug wat sigbaar word in ons lewe en ons almal sê halleluja. Vrug van vriendelikheid. OK. Vrug van liefde. Die vrug van geduld. Die vrug van integriteit. Hierdie goed is nie ons natuurlike aard nie, nê? Hierdie goed pas nie by jou, hierdie mooi vrugte. Dis net hy wat dit doen. Dis Christus wat in ons werk. Halleluja. Ek sien so. Ek sien. Weet julle wat sien ek? Mense
in wie God werk. Halleluja. Ek sien veranderde lewens. Ek sien wedergebore kinders van die Here. Ek sien potensiaal. Ek sien die kapasiteit om 'n groot impak vir die Here te maak deur die manier van hoe ons liefhet. Deur om weg te hardloop van dit wat verkeerd is, deur om die goeie te doen. En dan op die einde van die dag by daardie plek te kom waar ek sê, ek openbaar hierdie kosbare geestelike vrug in my lewe. Dis nie ek wat meer leef nie, maar Jesus wat in my leef. Hierdie liefde en hierdie tipe vrug is nie deur nabootsing nie. Ag man, jy kan by 'n suurlemoenboom gaan staan en sê, ek is 'n suurlemoen. Gaan nie gebeur nie. Okay. As jy wil weet wat 'n vrug jy is, kyk wat kom by jou uit. Dat wanneer jy leef. Dat wanneer die lewe jou pers, is dit 'n goddelike sap wat daar uitkom. 'n Goddelike vrug wat geopenbaar word. Of is die ou mens nog in beheer? Want solank as wat die ou mens nog leef, verheerlik jy nie jou Vader nie. Solank as wat jy selfsugtig liefhet en die wêreld en alles gaan oor jou behoeftes, word ons Vader nie verheerlik nie. Solank as wat jy aanhou om kompromieë aan te gaan en veronderstel is om in die lig te leef, maar jy die duisternis liewer as wat jy die lig liefhet, verheerlik jy nie jou Vader nie. Sy majesteit word nie in en deur jou lewe raak gesien nie. Sê gou saam met my, ek is amper klaar. Nee, moenie sê ek is amper klaar nie. Sê gou saam met my. Sê saam met my. Ja, ek weet jy het gewag vir daai kans nog altyd, hoor. Okay, sê saam met my. Christus werk in my. Hy vernuwe my deur die Heilige Gees. Die vrug in my is nie deur nabootsing nie. Dis 'n Heilige Gees vrug wat ander wys en die majesteit van God openbaar aan ander. Christus werk in my. Amen. Ek wil afsluit. Die eintlike doel van my en jou lewe is dat ons die heerlikheid van God sal openbaar. Dis wat Matteus 5 vers 16 ons leer. Hy sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Die doel van alles, laat jou lig skyn. Halleluja. Hierdie Kersseisoen, laat jou lig skyn. Ons help van ons boeties en sissies vanoggend met 'n bietjie kos vir die huis. Simfonie, julle laat julle lig skyn. Halleluja. God sien vanoggend julle harte raak simfonie. Ek sit daaronder en ek hoor hoe die Vader in my hart sê, ek is trots op my kerk. Ek is trots op hierdie liggaam. Ek is trots op simfonie. Laat jou lig skyn.